Goeiedag en baie welkom weer by jou 349ste dagstukkie van Lewe Lig. En die tema vandag is: waarheen is jy op pad? Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. Hoop is die kompas wat die hart herinner. Jy is op pad na 'n beter plek. Waarheen is jy op pad? Hierdie woorde van Jesus vat eintlik die wese van ons geloof in 'n neutedop saam. Die disippels was bang nadat Jesus ewe skielik hul appelkarre omgekeer het. Hy praat van sterf en weggaan. Hy sê hy gaan verraai word en selfs deur een van sy eie mense verloon word. En toe hang daar so 'n swaar swanger stilte in die lug. Daardie soort oopmond stilte van ongeloof wat kom wanneer mense nie dit wat hulle hoor kan glo nie. Al die planne wat hulle gehad het, al die verwagtinge oor die toekoms, het ewe skielik aan flarde op die vloer gelê. Mens kan amper hoor hoe die gedagtes deur hulle koppe maal. Was dit dan alles verniet? Gaan ons dan nie die Romeine aanvat nie? Is hy dan nie die Messias nie? Hulle laaste hoofstuk van Jesus se storie het heeltemal anders gelyk as hierdie een wat sopas hier gebeur het. Hulle het gedink Jesus gaan die politieke redder wees, die een wat die mag van Rome gaan breek en Israel weer groot gaan maak. Maar toe val die boom uit en ewe skielik is hulle herderloos en toekomsloos. Weer nikse by die vuil visnette. En toe begin daar, saam met die vrees, ook iets anders in hulle harte opborrel. Frustrasie, teleurstelling, selfs 'n klomp kwaad, soos 'n bitterfontein wat begin opborrel. Ons is vir 'n ride gevat. Hy's nie 'n fighter nie. En toe kom die volgende tsunami. Jesus sê: laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Deure van nie verstaan in die kop slaan toe. Met 'n wêreld wat uitmekaar val, praat Jesus oor 'n huis. Hy praat oor 'n plek wat hy vir hulle gaan voorberei. Dis asof Jesus vir hulle wil sê: manne, kyk gou op. Dit is waarheen ek gaan en waarheen julle op pad moet wees. Jesus skuif hulle fokus weg van die chaos rondom hulle, na die Vader en 'n woning by die Vader. Want die realiteit is, die plek waarheen jy op pad is, bepaal hoe jy die pad en alles rondom jou gaan ervaar en beleef. As jy na die nuus kyk en alles wat rondom ons aan die gebeur is, dan maak dit 'n mens bietjie tot baie bang. Want ewe skielik hang al ons planne en hoe ons die toekoms voorsien het, ook aan 'n baie dun draadjie. En dit is presies wat Jesus vir jou en my en vir sy bang disippels probeer sê het. Moenie dat julle harte vasval in wat julle nou sien nie. Daar wag iets baie groter. Daar is 'n plek. Dis die huis wat julle nog altyd gesoek het en julle Papa Vader wag vir julle daar. Dan raak klein dinge minder belangrik. Geld, goed en beklei verloor hulle krag. Want diep binne jou weet jy, hierdie wêreld is ons woning nie. Ek is op pad huis toe met 'n lied in die hart. Die aarde is ons reis, maar die hemel is ons huis. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is die hemel vir die meeste van ons 'n ver af werklikheid? Wat dink jy kan ons doen sodat die hemel vir ons 'n groter werklikheid kan word? Hoe gaan jy vandag begin om weg te fokus van die chaos rondom jou en om met hoop en passie op pad te gaan hemel toe? Here, help my om nie vas te kyk in wat rondom my gebeur en al die uitdagings van vandag nie. Help my om my oë op U en U belofte van ons Vaderhuis te hou.
Gee my 'n hart wat met hoop leef, omdat ek weet ek is op pad huis toe. Amen. Kom ek en jy kyk ook vandag weg van alles rondom ons en kyk op, want ons weet waarheen is ons op pad. Mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.